kerkraad sit praat en met ons lopende projekte. Kom ons sing die Onse Vader. Ons Vader wat Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is na die Here se groetens se seën, kom ons sing tot sy eer. Ons gaan sing uit Psalm 6, die 6de Psalm, vers 1 en 2, die eerste en tweede verse van Psalm 6.
Dit is ons gaan luister na die wet van die Here in Eksodus 20, en terwyl ons daarna luister, dan onthou ons dat alhoewel ons skuldig staan voor elke liewe gebod, ons kan dit eenvoudig nie onderhou nie, is ons ook dankbaar vir Jesus Christus se redding, sy genade wat hy vir ons verdien het aan die kruis. En daarom is die 10 gebooie vir ons teregwysing ook van hoe ons moet leef in dankbaarheid vir sy redding. Die Here vra van ons, doen my wil. En die samevatting, natuurlik die hele Bybel is sy wil, maar die samevatting daarvan Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Deur jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng moet word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is nadat ons nou ons sondes aangehoor het, kom ons bely daardie sondes. Dit is in uit Gesang 61, ons sing vers 3. As ons nou werklik bedoel het om ons sonde voor die Here te bely en ons, soos gesê het, vir Christus, Jesus Christus vra ons aan te neem. Ons sluit Romeine 5 vers 1 by ons sondebelydenis, vers 4 tot 7 tot 8 en 5 vers 1, welgelik salig is wie hulle, wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgelik salig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Ons 5 vers 1, omdat ons dan in die geloof geregverdig is, het ons vrede
vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Nadat ons vrygespreek is, ons bely ons geloof in God drie-enig. Ek gaan nie klaar vir die u sê dit in die harte agter my aan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons woordebare belydenis vanoggend kom in Psalm 87, ons sing al 2 verse. Ons maak die woord van die Here vanoggend oop vir die woordverkondiging by Matteus hoofstuk 18. Matteus 18 en ons gaan lees van vers 21. Matteus 18 vanaf vers 21. Ons wil hê sy woord van die Here daar ook, dan bid ons saam. Almagtige, liefdevolle God, die Hemelse Vader, hierdie oggend is dit weer vir ons 'n voorreg om U naam aan te roep hier in die huis. Omdat ons soveel dankbaarheid in ons, wat ons laasweek nagmaal kon gebruik, ons vandag terugkom en net weer sê dankie Here vir dit wat ons kon proe, kon ruik, kon beleef en vir die beloftes in die brood en die wyn in ons gemaak. Here, hierdie wêreld eis sy tol. En wanneer dit moeilik gaan, dan vergeet ons eintlik so maklik van alles wat U vir ons doen, aan ons doen, al die genade wat U vir ons gee, al die liefde. Here, dan oorweldig die wêreld en sy probleme ons en vergeet ons. Daarom is dit nodig dat ons onsself sal opskerp en sal herinner, nie net in die nagmaal nie, maar
maar ook deur elke Sondag hier by mekaar te kom, sodat ons weer herinner kan word aan wat U vir ons beteken. Deur ons weet ons verdien het nie. As U moes optree na wat ons verdien, dan was nie een van ons in die hemel nie. Dan ons almal veroordeel gewees in die dood en die hel. Maar omdat U ons lief gehad het U ons nader getrek, het U ons sondes vergewe, skenk U vir ons die ewige lewe. Die liefde en die grootheid wat ons daarin beleef, is onbeskryflik. Here, ons kan net sê dankie. En gee dit wat U van ons vra, ons sal gaan doen. As vrug van dit wat ons ontvang. Vir dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Matteus 18 vanaf vers 21. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal toe. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. Toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal, die gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal die alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld uitgeskel. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, ek sal alles betaal. En hy wou nie. Maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En hulle het gegaan en aan die Heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskel omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy skuldig was. So sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Lees tot hier die gedeelte, teksverse van 26 en 27, toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal nie alles betaal. En die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskel. Ons kyk ook weer na die belydenisskrifte vanoggend, die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 126. Die vraag is, wat is die 5de bede? Dit is van die Onse Vader. Die antwoord, vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons arme sondaars al ons misdade as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van U, omdat ons hierdie bewys van U genade in ons vind. Ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Liefdes in die Here Jesus Christus, wanneer 'n mens 'n huis gekoop het, en jy het 'n werk en jy ontvang elke maand jou salaris, en uit die salaris betaal jy die paaiement op die huis af, is daar min dinge so aangenaam as die dag jou laaste paaiement op jou
jou huisverband te betaal. Min van ons kon dit al beleef. Kom ons verbeel ons dan maar net, hoe lekker dit moet wees om daardie laaste staat van die bank af te kry, en waar staan totaal verskuldig, staan daar R0 en 0 cent. Dat jy kan weet, 10, 15, 20 jaar het jy gewerk en afbetaal, nou is die huis jou. Jy is nou vry van daardie skuldlas. Ek kry baie dieselfde idee in ons skrifgedeelte, waar dit gaan oor vergifnis. Natuurlik, die wonderlikste is wanneer ons by die Here smeek om vergifnis, mag ons dit om verskeie redes. Onder die wonderlike werk van die Heilige Gees het ons nou al oor en oor vanuit die woord oor die besef gekom dat ons skuld voor God ontsaglik groot is. Baie meer as die dierste huis wat ons kan dink. Maar ons weet ook uit die woord dat wanneer ons van harte berou het oor ons sondes, ons hartseer is, ook wanneer ons naaste met ons sonde seer gemaak. Daarom kan ons al hierdie sondes vir die Here opnoem, dit bely, en kan ons, soos ons nou gedoen het, na die 10 gebooie van die Here vra, vergewe ons skulde. Wat beteken vergewe? Christus verduidelik dit met 'n gelykenis. Die Heer of die koning besluit om saam met sy amptenare sy boeke deur te gaan, kyk hoeveel elkeen hom skuld. En daar is toe 'n amptenaar na hom toe gebring, wat hom letterlik miljoene rande geskuld het. Daar staan 10.000 talente, as ons dit sou omwerk in vandag se geld, dan is dit meer as 24 miljoen rand. En wat dit nog erger maak, is dat daar geen manier is waarop hierdie diensknegt sy skuld kon betaal. So die bevel van die koning is dat hy, sy vrou, sy kinders, al sy besittings verkoop moet word, en dan moet sy skuld betaal. Toe die amptenaar hoor wat sy skuld is en wat daar gedoen gaan word, val hy voor op sy knieë voor die koning en soebat, en hy smeek, wees tog genadig vir my en ek sal die alles betaal. Baie duidelik uit die gedeelte dat daar geen manier was waarop hierdie diensknegt daardie skuld ooit sou kon betaal. Die koning het dit ook geweet. So die logiese pad om aan te volg is dat hierdie diensknegt maar die straf moet dra en sy skuld moet betaal. Dis wat ons sou doen, nie waar nie? Maar Christus bring 'n wonderlike wending in hierdie verhaal. Eintlik teen alle verwagtinge. Die koning kry hierdie man jammer uit sy hart. Die gesmeek van sy diensknegt het iets beteken. En al sy skuld word afgeskryf, uitgeskryf. Nee, dit was 'n verrassing, dit vir die amptenaar moes wees. Hy het nie nodig om 1 sent van al daardie miljoene rande terug te betaal. Die koning het eenvoudig al daardie skuld afgeskryf, asof dit nie bestaan het. Nou as ons mooi gaan dink oor ons elkeen se lewe, dan speel hierdie situasie om daagliks af tussen ons en God. Wanneer ons sonde in berou of met ware berou voor God bely en ons voor die Here soebat, Here vergewe ons skulde, gebeur presies dit. Alhoewel ons skuld so groot is dat ons dit in die ewigheid nooit self kan betaal nie, sê die Here, ek vergewe jou.
skryf en al daardie skuld af, ek sal nooit weer daaraan dink nie. Nou as ons so daaraan dink, dan luister, dan klink dit amper of die Here sê, dat hy dit nou maar oorsien. Ons maak weer dit nie gedoen en nie, ons maak dit nie bestaan nie. Maar dis nie wat vergewe beteken. Vergewe beteken nie net afskryf nie. Vergewe veronderstel dat daar tog 'n betaling gemaak is. Die betaling vir ons skuld, Jesus Christus aan die kruis. Hy het al ons skuld betaal. En hierdie sondes wat ons nog steeds elke dag pleeg, veroorsaak 'n kloof tussen ons en God wat by die dag groter en groter word. Jesus Christus het gekom om langs ons, dan eerder in ons plek, aan hierdie kant van die kloof te kom staan. Toe hy dit gedoen het, het God al die skuld wat ons by hom het, op Christus gelaai. Hy wat onskuldig is, het in ons plek skuldig geword. God het hom daar aan die kruis soos 'n sondaar behandel. God het sy eie seun namens ons en vir ons sondes gestraf. Die smart van die dood en die hel wat ons moes ontvang, het Christus in ons plek deurgeneem. Al die skuld wat ons by God kan hê, en ons nooit kan betaal nie, het hy namens ons betaal. Omdat hy geen skuld by God het. So geliefdes, omdat Jesus nou al ons skuld ten volle betaal het, mag ons daarom vra, Vader, vergewe ons skulde. Omdat Jesus die prys betaal het, kan God ons skuld teen daardie betaling afskryf en vergewe. Dit die presiese ding wat skeiding bring tussen ons en God kom wegneem in Jesus Christus. Christus het met sy liggaam en met sy bloed die brug gebou oor hierdie groot kloof, dat ons weer by God kan uitkom. En ons ontvang regtig vergifnis van ons sondes, wanneer ons en omdat ons met ons hart, ons siel en ons verstand glo en bely dat Christus vir al ons sondes betaal het, ten volle, tot op die laaste sent. Aan die ander woorde, wat ons agterkom, is dat hierdie gebed om vergifnis van sonde wat ons in die Psalm gedoen het nou, nie sommer iets is wat ons soms vinnig toe Here vergeef my sonde van ons aan. Want as ons dit doen en ons herinner onsself aan die geweldige groot prys wat die Here gekos het om ons sondes te vergewe, kom ons ook agter dat die gebed nie 'n goedkoop manier is om uit die skuld te kom by God nie. Ons skuld het Jesus Christus sy lewe gekos. En hy het vrywillig gedoen om te betaal vir u en my sondes. En net omdat hy daardie prys betaal is, kan God ons vergewe en mag ons vra dat hy ons vergewe. Jesus Christus se betaling aan die kruis is u en my kwitansie dat ons skuld ten volle betaal is. Daardie staat wat sê bedrag verskuldig R0. En is met hierdie gebed om vergifnis dat ons sondes in die Heilige Gees saam met Christus kan uitroep aan
aan die kruis, dit is volbring. In Grieks is dit net een woord, tetelestai, en dit is die presiese woord wat geskryf is 2000 jaar terug op kwitansies, wanneer iemand se skuld ten volle betaal is. Tetelestai. Dis volbring. Dis ten volle betaal. Ons het skuld gehad by God, sy seun het namens ons betaal. Dit is nie goedkoop genade. En dan vra ons ook in ons gebed, Vader, behandel ons nie soos wat ons verdien nie, maar vergewe ons skulde in Christus se naam, in die bloed van Christus. Dit is as ons vanoggend terugdink aan die nagmaal en ons kom sê dankie daarvoor, en vorder God nog 'n tree verder met ons. En dat ons nie hoor wat van die kwitansie wat ons skuld betaal is nie, maar herinner ons weer aan die brood en die wyn as die kwitansie van sy genade. Ons verlede week gesien het die brood gebreek is, en die Vader ons verseker dat sy seun se liggaam gebreek is vir ons, stikkend gebreek is. Toe ons die wyn geproe het, die Heilige Gees ons verseker dat Christus se bloed gestort is om vir u en my sondes te betaal. Die nagmaal is die tasbare, die voelbare kwitansie wat ons van Christus afgekry toe hy ons skuld aan die kruis betaal het. En die Heilige Gees gee ons die vermoë om daardie kwitansie te kan lees. As ons mooi gaan kyk, sien ons dat ons eie naam op daardie kwitansie geskryf is. Daarom verwag die Here en vra hy van ons, dat wanneer ons bid, vergewe ons skulde, vra ons Vader, moet asseblief nie dat my sonde en my misdade meer 'n kloof tussen U en my wees nie, en help my om die te gaan vergewe wat teen my gesonde het, soos wat U my vergewe het. Help my om te vergewe om die kloof wat tussen my en 'n geliefde, en meer 'n gelowige, naaste veroorsaak is en veroorsaak word, in U naam te oorkom, soos wat U my doen. Die Here sien die brug raak wat die seun tussen U en my gebou het, en help my oor daardie brug by U te kom en weer by my naaste. Hou my so styf vas, dat ek verseker kan wees, U het al my sondes vergewe. U dink nooit weer daaraan. Help my om so teen ander te optree. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige God en hemelse Vader, Here, alhoewel ons met versekering en met sekerheid kan weet dat ons sonde vergewe is, dat ons niks hoef te doen om daardie vergifnis te verdien nie, maar kan dit soms vir ons so goedkoop voel. En Here, daardie genade het nie goedkoop gekom nie. Maar tog skenk U dit aan ons, sonder om iets as betaling te verwag. Here, wil U gee dat ons elke dag sal besef hoe groot hierdie genade is wat ons ontvang wanneer ons bid, vergewe ons skulde, U dit straf, die seun aan die kruis en ons die vryspraak en die vergifnis ontvang. Ons dank U vir die seun wat namens ons vir ons betaal het. In 'n tyd toe ons dit nie eers eintlik wou hê, ons het nie gesoek nie,
Maar U het dit vir ons gedoen en U skenk dit aan ons met liefde. Help ons om hierdie vergifnis te gaan uitleef, dat ons nie soos die diensknegt in ons gelees het gedeelte nou teenoor mede gelowiges en naastes onvergifnis sal optree, onversoenbaarheid sal optree. Dat ons ook sal vergewe, soos wat U vergewe. Dankie dat ons kan weet, dit ook hoef net onsself uit te kom nie, die Seun, die Gees skenk dit aan ons. Help ons om so op te tree dat die kerk gebou word, dat ons nie sal breek. Bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons kan die Here net met ons liefde vraag. Ons antwoord op die boodskap kom uit Gesang 309, Gesang 309, en ons sing vers 1, 3 en 4. Eerste, derde en vierde vers van Gesang 309. Kom ons ontvang deur die seën van die Here, gaan ons vir sy vrede, dan bly ons skaam vir die liefde. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, en die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en aan jou sy vrede gee. Amen. Die eis wat Jesus altyd aan syne discipels stel, neem op jou kruis en volg my, wys wat is op die spel. Al wen jy op die berg, jouself sal jy verloor, maar kom jy op as jy, volg jy die regte spoor. Sy is onverby.
moet ons self verloor. Net dan kan ons sy liefde